As ek in 'n storm is, wat dit lyk asof ek amper in 'n storm is, dan dink ek heeltyd aan my omstandighede en hoekom is ek op hierdie pad. Ek lees Bybel, ek bid, ek doen alles wat ek moet doen. Hoekom sal daar 'n storm wees? Jou gedagtes hardloop. Is ek op die regte pad? Het ek die regte besluite gemaak? Want as ek die regte besluite gemaak het, hoekom is daar 'n storm in my lewe? Baie nice om te sê, hoorie, weet, as jy in 'n storm is, weet, moet jy dit doen, of jy dat doen. Okay, gaan deur dit. Mense het altyd die braaitste idees, altyd die beste idees, wanneer hulle nie in daai situasie is nie. Het ek 'n fout dalk gemaak? Jy dink dalk die storms in jou lewe is wys vir jou, is 'n indikasie dat jy nie op die regte pad is nie. Ek het gedog ek kan 'n trekker ry. Toe ek myself weer vind, sonder dat ek enigstens aandag gegee het op die hele situasie, en ek sit vas met die trekker. Weet, ek het gedog, ek is op die regte pad, want in Johannesburg, soos wat ons in Johannesburg ry, en jy sien 'n plas water op die pad, obviously, koes jy vir die potholes, want jy weet daar's die water equals / potholes. Maar hierso werk dit nie so nie. So hier probeer ek hierdie plassie water, weet, probeer dit mis. Toe sit ek vas. Jy dink dalk jy's op die regte pad. Jy dink dalk die storms in jou lewe is wys vir jou, is 'n indikasie dat jy nie op die regte pad is nie. Kyk hoe ek myself embarrass. Nice angles, nice alles, en soos daar val ek in die gat. Kyk dit maar gerus. Aviana, wat het gebeur? Ek het vir Kyle met 'n klip gegaan. Jy is met 'n klip. Is jy okay? Kom ons gaan kyk hoe lyk Kyle. Kyle, kom so. Kyk eens zo. Wat's fout? Wat's fout, sien? Bly op die pad, bly op die pad. Vroeg in die môre, son oor die berg, stof op die grond en geloof in my hart. Ek ry na die plaas toe, nuwe seisoen voor, maar partykeer vergeet jy waarvoor jy moet hoor. Renier het gedink hy was op die regte pad. Toe kom hy agter, hy sit vas. 'n plassie water, 'n klein besluit, en voor jy weet is jou wiele uit. Ek het gedink ek doen het reg, ek het gedink ek ken nie weg, maar stadig sonder dat jy sien, dryf jou hart waar het nie moet heen. Bly op die pad, Bly op die pad, al waai die wind en die grond raak nat. hou jou oë op hom, hou jou hart vas. Want as jy wegkyk, dan sit jy vas. Bly op die pad, bly op die pad. Ja, sure, roep jy weer die nag. As jy sink, roep net rit my Heer. Sy hand is naby, trek jou weer. Op die bergpad leer 'n man weer stil, nie my eie plan, nie maar Vader se wil. Ek het my sukses en my trots gelos, nou leer ek weer wat dit regtig kos. Want storms beteken nie jy's verkeerd, dalk word jou fokus net weer geleer. Die pad het nie geval vandag, my oë het net geskuif in die nag. Bly op die pad, bly op die pad. Al waai die wind en die grond raak nat. Hou jou oë op hom, hou jou hart vas. Want as jy wegkyk, dan sit jy vas. Bly op die pad. Bly op die pad. Jy weet het tot net daar uitgekom het, sê ja, ek doen so mooi draaitjie, want ons moet nie vas sit nie, en ek's besig daar om te sê, hoorie, ons moet seker wees, ons moet nie vas sit nie, en maak die ding so, maak die ding. Jy kan seker wees van alles in die lewe, maar die oomblik wanneer jy die pad verlaat, weet jy moeilik is. So jy het nou 'n lewensles geleer. I guess, ja. Kyk wat gebeur as jy die pad verlaat. En dit gebeur baie keer in mense se lewens. En dis die resultaat. Ja. Dis die skerwe van die lewe. Dis so baie mense se lewens later, nie? Ja. Dis die skerwe. Stukkende merke, vuil wiele, vuil trekker,
Maar dis die skerwe van die lewe. Weet jy hoeveel mense dra skaars? Ja. Omdat hulle van die pad af gedink het. Want hulle het gedink, die pad waarop hulle is gebruik. En die einde daarvan is die brug in die dood. Gelukkig lewe jy en jy het goed gedoen. As hy Well done, dis jou eerste vassit op die plaas. eerste vaste op die plaas. So, dit moet gebeur. Ja. Dis alles deel van 'n learning curve, maar jy het goed gedoen, hoor. Dankie. Jy het hom mooi uitgetrek, jy het mooi teruggereverse, jy het in die pad gebly, jy was kalm geweest. Ek was kalm. Dit is vir my die belangrikste. So wanneer jy ooit in 'n situasie kom, bly kalm. Moenie fokus verloor nie. Bly op die pad, bly op die pad. Alwaar die wind en die grond raak nat. Hou jou oë op hom, hou jou hart vas. Want as jy wegkyk, dan sit jy vas. Bly op die pad, Bly op die pad. bly op die pad. Bly op die pad. Kom ons probeer weer. Kom ons staan weer op. Een tree terug. Na die regte pad. Kom ons probeer weer. Kom ons kyk weer reg. Sy hand is naby op hierdie weg. Sy hoor reg. Okay. Ek hoop net nie julle het nou vir my gelag toe ek net daar vasgesit het nie. Okay? It was a human error. Dit gebeur. Dit gebeur. Toe ek besluit het om alles te verkoop en basies in my nuwe seisoen in te gaan, het ek geweet daar gaan nuwe uitdagings wees en daar gaan storms wees in my lewe. Maar dit beteken nie dat ek kan dit vermy nie. Die fout wat baie mense maak is hulle probeer die storms beheer of voel dat hulle dalk op 'n verkeerde pad is. Maar jy is nie. Net omdat jy op die regte pad is, beteken nie dat daar geen storms gaan kom nie. Beteken nie dat dit dalk anders te gaan lyk nie. Dink jy nie dalk daar's 'n rede hoekom jy op die regte pad is, dan wil die vyand jou net moeg maak dat jy nie by jou finale destination moet uitkom nie. Dat jy nie by jou calling moet uitkom nie. Dat jy dit wat God vir jou beplan het, moet stop. So hy maak jou moeg. Maar hier is twee waarhede. Okay. Nie elke storm beteken dat jy op die verkeerde pad is of dat jy van die pad af is nie. In Matteus 14 lees ons dat Yeshua self sy disippels beveel het om in die bootjie in te klim en te gaan vaar. Hulle was presies waar Yeshua vir hulle gesê het hulle moet wees. Hulle was gehoorsaam. Hulle het gedoen wat Vader gesê het hulle moes gedoen het. En nog steeds het daai storm gekom. Die storm het gekom terwyl hulle gehoorsaam was. En dit is wat belangrik is, want baie keer glo ons die leuen. Die leuen is, dit is swaar, dit is moeilik. Ek is seker op die verkeerde pad. As my huwelik moeilik is, moet ek seker maar wegloop. As hierdie seisoen onnatuurlik voel, dan kan dit nie van Elohim af wees nie. So jy moet twee dinge uit mekaar uithou. Baie keer sit jy vas omdat jy van die pad af gedwaal het, soos wat ek gedoen het. Al wat jy kan doen is jy kan net terugkom na die pad toe. Kom ons begin met die basics. Moenie laat die storm jou besluite bepaal nie. Petrus kom daai selfde nag, dieselfde storm, dieselfde wind op dieselfde water. Petrus sien vir Yeshua op die water kom. Hy loop op die water. Okay? Hy sê: "Vader, as dit U is, beveel my om ook op die water te loop." So hy het uitgestap in geloof, soos wat ons almal dit ken. Yeshua het een woord gesê, hy het gesê: "Kom, jy kan dit doen, my maat. Ek weet jy kan. Let's go. Kom ons kyk of jy die onnatuurlike kan vashou. Ek loop saam met jou." Petrus klim uit die skei in daai storm, in die nag, op die water. En hy loop. Wow, hy's amazing. Hy kan dit doen. Hy worry nie. Hy loop op die water wat hom moes laat verdrink het. Hoekom? Want sy oë was op die een wat vir hom gesê het, jy kan kom, loop op die water. Hy was gehoorsaam. Solank sy oë op Yeshua was, het die onmoontlike moontlik geword. Maar toe hy kyk na die wind, toe hy kyk na die storms, toe hy kyk wat rondom hom gebeur, ek dink ons almal is daar. Toe val hy. Hy het gedink sy probleem is groter as Yeshua.
Kom ons verstaan een ding baie mooi. Niks aan die water het verander nie. Niks van daardie tyd het enigstens verander nie. Niks van die golwe enigstens het die golwe was daar, die storm was daar, die reën was daar, die water was daar. Alles was die hele tyd daar, terwyl sy fokuspunt op Yeshua was, terwyl hy geloop het. Die enigste ding wat verander het, was waar hy gekyk het. Ek skuldig. Ek is ook skuldig. En dit is wat met ons gebeur. Die druk was altyd daar. Die skuld was altyd daar. Die seisoene wat dalk al daar was, het nêrens heen gegaan nie. Dit was nog altyd daar. Wat het verander? Ons oë het geshift. Ons kyk minder na Yeshua en meer na die wind. Minder na die waarheid en meer na die vrees. Minder na die wysheid en meer na paniek. Ons almal doen dit. Dis wat menslik is. Die pad het nie gefaal nie. My pad het nie gefaal nie. My fokuspunt het gefaal. As jy vandag sink, as jy voel dat die water al by jou mond is, jy kan nie asemhaal nie. Jy is moeg om te swem, jy is moeg om te fight. Jy kan nie meer hier in hierdie trap val nie. Jy het nie meer planne nie. Kyk wat het Petrus gedoen. Okay, hy was in dieselfde bootjie. Hy het nie 'n lang gebed gebid nie. Hy het nie 'n strategie gehad nie. Hy het nie eens 'n verduideliking gegee hoekom hy in hierdie situasie is nie. Hoe het hy in hierdie situasie beplan nie? Hy het 3 woorde uitgeroep. Vader, help my. En die woord sê, Yeshua het dit dadelik gedoen. Dadelik. Dadelik het Yeshua sy hand gegryp, uitgesteek en vir Petrus gehelp. Nie nadat Petrus eers bewys het hy sterk genoeg is nie. Nie nadat Petrus eers alles moes reg verduidelik het nie. Nie nadat Petrus eers gewys het hy gaan nooit weer bang wees nie. Sy geloof moet sterker wees. Nee. Yeshua het dit dadelik gedoen. Die hand was nie ver nie. Die hand was naby. Maar die een wat gesê het kom, het nie weggestap toe Petrus begin sink het nie. Hy het sy hand uitgesteek. En dalk is ons vandag, sien ons dit as die enigste reward in ons lewe. Nie dat alles op een oomblik maklik gaan word nie. Nie dat die storms dadelik gaan verdwyn nie. Nie dat jy ontdek, ek is nie alleen in hierdie storm nie. Ek is nie verby genade nie. Ek is nie verby begrip nie. Ek kan weer fokus. Ek kan weer terug op die pad kom. Dit is nie moeilik nie. Ek kort net daai 3 woorde. Vader, help my. So hier is hierdie week se een ding. Okay? Vat 10 minute alleen, sonder 'n selfoon, sonder enige geraas en vra vir jouself, waar het ek van die pad af gegaan? Waar kan ek dalk verbeter? Skryf dit net op een plek neer. Ek vra nie vir 10 goed nie, onthou ek doen dit. Ek vra nie vir 10 goed nie, ek vra net vir 1. Net een ding. Vader, hier het ek afgedwaal. Hier het ek verkeerd geloop. Vat my terug pad toe. Help my om weer te kyk waar ek moet kyk. En as jy vandag voel jy sink en as jy nie eers weet wat om te bid nie, net hierdie 3 woorde. Vader, red my uit my omstandighede. Die hand is nie ver nie. Want ek, Renier Weideman, wil terug pad toe kom. En ek wil weet of julle saam met my terug pad toe kom. Vir die waarheid. Want die regte begin nie alles om reg te maak nie. Dit begin weer om die regte rigting te kry. Ons moet 'n regte fokus kry. En onthou, die regte begin is nie om alleen te begin nie. Kom ons probeer weer.